Superspryse is onder groot druk, maar speenkalf en stoorlampryse hou verrassend sterk, maar vir hoe lank nog? Welkom by hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg. Ons kyk na wat produsente in die komende weke kan verwag, hoekom 'n moontlike El Niño nou reeds deel van jou beplanning moet begin wees en dat daar ook weer goeie nuus vir ons varkprodusente is. Die Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Nedbank, Standard Bank en John Deere. Ons wil regtig meer van julle hoor. Wat is die een onderwerp wat ons vir jou in meer diepte kan ondersoek? Ons maak hierdie video's om jou besluitneming makliker te maak, so as dit jou help, druk asseblief op daai like knoppie of stuur dan net vir ons 'n thumbs up. Dit beteken ook regtig vir ons baie. As ons dan weer met die beestevleispryse begin vir die week, die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers is in 250 kg met ongeveer 0,6% gedaal na R48,72 per kilogram en handhaaf dan steeds goeie vlakke ten spyte van baie druk wat ons nou op superspryse sien. Die top 40% gemiddelde prys daal dan na R51,02 met die top 10% se prys wat gestyg het na R54,35. Provinsiaal die Vrystaat se prys het ingekom op R50,97 met die Wes-Kaap rondom R43,55. Die nasionale A23 slagprys of superprys het dan laasweek weer skerp gedaal vir die tweede week in 'n ry en staan nou op R66,29 per kilogram met C-graadpryse op R58,43. As ons laas jaar se superpryse aanhou volg of die tendens ten minste aanhou volg, dan kan ons nog laer verhandel in Augustus en in September, maar moontlik weer begin optel in Oktober en November, soos ons nou die einde van die jaar beweeg. Slagpryse kom nou meestal onder druk weens meer aanbod van kalvers wat dan afgerond is op oesreste, wat beteken dat hierdie daling dalk tydelik kan wees as ons net daai faktor in ag neem. Speenkalvers kan dalk ook nou 'n bietjie afkom en weer optel in Oktober soos vraag dan gewoonlik weer optel vir die einde van die jaarsperiode. Soos laasweek dan ook genoem, doen dalk julle beplanning nou al vir as die El Niño situasie inskop in die einde van die jaar en vroeg volgende jaar en voerpryse tel op en weidings kom onder druk. Moenie met jou broek op jou knie gevang word as jy jou diere moet voer en marges kom onder druk nie. Die gemiddelde stoorlamprys styg met 2% na R58,16 per kilogram, met die Vrystaat se prys bietjie hoër op R61,24, die Noord-Kaap op R51,42 en Mpumalanga se prys op R61,39. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan nou op R55,82 per kilogram. Die A23 slagprys daal na R105,67 met die C23 prys op R78,60. My gevoel is steeds dat ons nou eers verby die hoogtepunt vir die jaar is vir skaappryse en lampryse en dat meer aanbod en laer vraag nou druk op die voerlam en slaglampryse behoort te plaas tot en met die einde van die jaar. Die grootste skaapproduksieareas kan ook harder deur El Niño getref word, so begin voorbereid maak vir wanneer so 'n scenario begin uitspeel. Daar was nog nie weer 'n wolveiling gewees vir die nuwe seisoen hier of in Australië nie, maar dit ervat weer volgende week. Kom ons hou duim vas dat pryse wel mooi gehou het. Die sterker rand kan egter dalk bietjie druk op ons pryse geplaas het, maar ek stel volgende week ondersoek in en laat weet julle as ons nuwe pryse kry. Die afgelope week het die grootbokpryse dan gestyg na R48,04, kleinbokpryse daal na R67,77, mediumbokke daal na R57,09, terwyl bokoeipryse daal na R60,54 per kilogram. Onthou, bokpryse piek dan gewoonlik teen die begin van lente en val dan soos ons na Kersfees beweeg. As jy egter na die laaste 2 jaar se prystendense kyk, dan kan grootbokke moontlik onder druk kom in vanaf Oktober aanwaarts, maar bokoei en boklammers eers van November skerp begin daal. So sal wel net moet sien en kyk of ons wel daai tendense dan weer volg hierdie jaar. Hoenderpryse daal ook verder laasweek met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys 1% laer op R32,09, varspryse daal na R35,63 met IQF pryse op R32,32.
Ons verwag dat hierdie pryse weer in 'n opwaartse tendens gaan inbeweeg vanaf September tot en met Desember. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse dan bietjie gedaal na R22.90 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers daal na R16.88 per dosyn. Varkpryse stabiliseer uiteindelik na 'n geweldige daling in pryse en saam met hoër mieliepryse sit hierdie laer pryse nou geweldige druk op ons produsente. Daar het baie diere gelyk in die mark gekom na inentings plaasgevind het en het dit hierdie druk nou veroorsaak. Ek dink egter die ergste is dalk nou agter ons en dat ons weer kan begin opwaarts neig tot en met die einde van die jaar, veral omdat die groot stygings in aanbod nou agter ons is. Spekvarkpryse styg met so 1% na R29.29, terwyl vleisvarkpryse 0.2% styg na R30.48. Worsvarkpryse het met ongeveer 1% gestyg laasweek na R23.60 per kilogram. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gebly op R3.800 per ton, graad 2 lucern op R3.400 en prima binnelandse lucern bietjie laer op R4.200 per ton. Pryse is besig om wel bietjie af te kom met die eerste snysels wat die mark binnekort kan tref. Choppryse het dan met nog so R100 gestyg na R3.150 per ton laasweek en sien ons steeds baie weerstand op hierdie prys ongelukkig. Dit kan dalk pryse bietjie afdruk oor die kort termyn, maar vir nou hou die pryse nog. Sal net moet kyk waarheen die witmielieprys ook op pad is wat hom dalk ook in 'n rigting kan forceer. As ons dan alles saamvat hierdie week, lyk dit of die mark nou in 'n redelike sensitiewe fase inbeweeg. Slagpryse is onder druk, terwyl speenkalf en stoorlampryse nog relatief sterk hou, maar die vraag is hoe lank dit nog kan volhou. Terselfdertyd begin ons beter tekens sien in die varkmark. Die groter risiko vorentoe bly egter voerpryse en 'n moontlike El Niño scenario wat kan begin uitspeel. Produsente moet dus nie net na vandag se pryse kykie, maar nou reeds beplan vir 'n scenario waar voer duurder raak, veidings onder druk kom en marges vinniger kan verswak. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling eers in 2028 deur slegs 4 jaarlikse betalings te maak oor 5 jaar, BTW terugbetaal na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis dus die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig tot 31 Augustus 2026. Hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Nedbank, Standard Bank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien mekaar dan weer volgende week.